Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Vandag is episode 45 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ek probeer 'n bietjie hierdie week 'n paar vrae antwoord rondom ons as wedergebore gelowiges se standpunt teenoor die wet, of die wet van Moses soos die woord baie keer daarna verwys. Ons het van die standspoor af dit vir mekaar duidelik gemaak dat die wet heilig, regverdig en goed is, volgens Romeine 7 vers 12. Maar, en hier is 'n groot maar, die wet kan ons nie heilig of regverdig of goed maak nie. Die wet gee slegs krag aan die sonde, nie aan die mens nie, volgens 1 Korintiërs 15:56. Ons het ook gesien dat die wet die bediening van die dood is, en nie die bediening van die lewe nie. Dit kry ons slegs by die Heilige Gees, volgens 2 Korintiërs 3, hier van vers 6 af. Ek wil vandag en dalk môre ook as die Here wil 'n bietjie 'n draai in Galasiërs maak. En vandag wil ek daarna kyk dat Paulus vir ons as wedergebore seuns en dogters van God sê, dat as ons sou terugdraai daarna om die wet te volg, dit verwerping van God se genade sou wees. En net vir 'n bietjie agtergrond, Paulus het gehoor dat die gelowiges in Galasië hulle wil laat besny. Hierdie is nie Joodse mense, of heidene soos hulle in daai tyd bekend gestaan het. En hulle wou onder invloed van valse predikers hulle laat besny om sodoende aan die wet te voldoen. Paulus noem dit in hoofstuk 1 vers 7 'n verdraaiing van die evangelie van Christus. Hulle motief mag dalk reg gewees het, maar goeie motiewe is nie 'n maatstaf van geregtigheid voor God nie. Paulus, toe hy nog Saulus was, sy motiewe was in sy eie oë goed en suiwer gewees toe hy die Christene vervolg het en laat doodmaak het. Vir hom en vir die res van die fariseërs het dit na die perfekte ding gelyk om te doen. Beteken dit dat hy reg was? Absoluut nie. Ywer en oorgawe en goeie motiewe kan soms veroorsaak dat ons dood en blind word vir dit wat God regtig wil hê. En dit het hier met die gelowiges van Galasië gebeur. Hulle motiewe was suiwer. Hulle het gedink as hulle sou laat besny, dit hulle nader aan God sou bring. Hulle wou graag beter Christene wees, as ek dit so mag noem. Niks fout daarmee nie, maar die manier hoe hulle dit wou bereik was totaal en al verkeerd. Geloof is hoe ons God behaag, nie deur werke van die wet nie. Kyk wat skryf Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees in Galasiërs 2 vers 21. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Het jy geweet, as wedergebore gelowige, kan jy die genade van God verwerp? En wat is God se genade? Meeste mense sou dit definieer as onverdiende guns, en dis waar, dis reg so, dit is onverdiende guns. Maar wat behels daai guns? Vir my is dit God se voorsiening in alles, maar alles wat ek in hierdie lewe nodig het, om 'n lewe van totale oorwinning en heerskappy te leef. Dis vir my God se genade. Dat hy in alles voorsien het, deur Jesus, in dit wat ons in hierdie lewe mag nodig hê. Alles. Van ons verlossing en geregtigheid, tot by ons autoriteit en die krag van sy Gees, en alles tussenin. Alles om as 'n volwasse seun van God te leef in hierdie lewe. Dis verkry deur genade. En Paulus kom en sê, as jy deur die werke van die wet geregverdig wil wees voor God, verwerp jy hierdie genade. Jy verwerp God se voorsiening. Jy verwerp die geregtigheid wat in Jesus is. Jy verwerp die verlossing wat in Jesus is. Jy verwerp die vryspraak wat in Jesus is. Jy verwerp die krag van die Heilige Gees in jou lewe. Jy verwerp al God se genade en al sy voorsiening wanneer jy iets uit die wet probeer doen om voor hom geregverdig te wees. Geliefde van Jesus, hierdie is nie 'n geringe saak nie. En nie net verwerp jy God se genade nie, maar jy maak die kruisdood van Jesus kragteloos in jou lewe. Hy sê, dan het Jesus te vergeefs gesterwe. Kyk wat skryf hy verder in hoofstuk 5 vers 2. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Hierdie is daarom maar verskriklike sterk woorde. Dat Jesus vir jou van geen
nut kan wees nie. Sjoe, kan jy jou so 'n plek indink? Wil jy jou so 'n plek indink? En let op, hoe kom jy by daardie plek wat Christus vir jou van geen nut is nie? Nie deur sonde nie, nee, maar deur die wet te probeer hou om voor God geregverdig te wees. Om die wet te hou sodat God jou sal like. Dis hoe Christus vir jou van geen nut word nie. En ek moet dalk net hier iets kwalifiseer. Paulus en ek probeer nie hier sê dat ek en jy byvoorbeeld nou kan begin om deur ons tande te lieg nie. Hierdie is nie 'n lisensie om te sondig nie. Maar hierdie is 'n waarskuwing dat wanneer jy dinge van die wet doen sodat God beïndruk sal wees met jou, sodat hy jou sal vryspreek, dan is Jesus van geen nut vir jou nie. Kyk hoe sterk druk hy dit uit in vers 4. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Kom ek lees dit net weer vir jou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Sterker as dit kan God dit nie vir ons stel nie. As jy Samuel dink deur op te hou om Kersfees te vier, is jy nou reg voor God, het die woord hier vir jou slegte nuus. Jy is nou los van Jesus. Jy's nou op jou eie. As jy dink deur die Sabbat te vier, van Vrydagmiddag son onder tot Saterdagmiddag son onder, en met jou handjies gevou te sit, terwyl jou werkers nog steeds hulle boude loswerk, is jy nou in die regte verhouding met God? Jy maak 'n enorme fout. En hierdie is dalk 2 ekstreem voorbeelde, maar die beginsel bly dieselfde vir enigiets wat jy uit die wet doen, sodat God sal tevrede wees met jou. Maar ons is tradisioneel geleer dat dit sonde is wat jou losmaak van God. Sonde gaan jou skei van God. Sonde gaan jou laat val van genade. Sonde gaan jou losmaak van Jesus. Geliefde van Jesus, sonde maak jou hart hard vir die dinge van God. En as jy sonde in jou lewe het, los dit, maak klaar daarmee, sodat jy weer sensitief kan wees vir Jesus en sy gees. Maar om dinge van die wet te doen om voor God reg te wees, dit maak jou los van Jesus, volgens hierdie skrif. Hy sê, julle het van die genade verval. Jy kan net van iets afval wat hoër is. Jy kan nie van die vloer afval nie, want dis die laagste ding. Maar jy kan van die stoel afval, of jy kan van die dak afval, want dis hoër as die vloer. Al wat ek wil sê is, vir ons om van genade af te val, deur geregverdig te wil wees deur die wet, beteken genade is hoër as die wet. Genade is in hierdie geval die dak en die wet is die vloer. Jy klim nie af van die wet na genade toe nie. Ons het die wet gelos vir iets hoër, iets beter, genade. Daar waar God jou regverdig maak deur wat sy seun gedoen het en omdat jy eenvoudig jou geloof daarin plaas. Dit is hoe jy deel kry aan hierdie genade. Jy glo dit. Genade was God se deel. Geloof is nou my en jou deel. Geloof is die enigste manier om toegang te verkry tot hierdie geregtigheid voor God. Romeine 5 vers 2. Daar is nie vir ons 'n ander manier nie. En ek soek ook nie 'n ander manier nie. As hy dit vir my so eenvoudig gemaak het, kom hou ek nie vir my slim en probeer iets anders nie. Ek doen eenvoudig wat sy woord sê en glo in die voltooide werk van Jesus en vertrou dat dit genoeg is vir my. Ek is vandag voor God soos Jesus, omdat hy my so gemaak het. Finish en klaar. Here Jesus, dankie dat u werk aan die kruis voltooi is en dat dit genoeg was. Dankie Here dat ek vandag dieselfde geregtigheid wat u voor die Vader het, dat ek daai selfde geregtigheid het, omdat ek my geloof in u geplaas het. Omdat ek aan u glo as my verlosser, my koning, die een wat vir my gesterf het en betaal het, wat weer opgestaan het, saam met wie ek opgestaan het, en saam met wie ek nou sit in die regterhand van die Vader. Here, ek kies om aan te hou en aan te hou en aan te hou, herhaaldelik, keer op keer, om my geloof in u te hou. Want u is die enigste een wat my kan vryspreek en wat my kan regverdig maak
voor my Pa. Ek bid dit in U awesome naam, Here Jesus. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of dalk finansiëel wil saai in ons bediening, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Al die besonderhede is daar. En geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.